Goeiemôre geliefdes, welkom by vanoggend se erediens. Dit is so lekker om elkeen van julle hier te sien. Die van julle wat die koue trotseer het om hier te sit en ook elkeen van julle wat inskakel elektronies van waar ook al julle vanoggend is. Mag dit vir elkeen van julle vanoggend 'n ontmoeting met die lewende Here wees. Hy is in ons lewe by ons elke oomblik van elke dag. Nie net hier waar ons saam is nie, op elke plek waar ons kom, maar besonder hier waar ons hom ontmoet. So kom ons neem nou 'n oomblik om onsself voor te berei om hom ook op hierdie plek te ontmoet in sy woord, in dit wat ons sing en dit wat ons bid en dit wat ons hoor. Kom ons word stil. Kom o lig en verlig die duister in ons. Kom o lewe en wek ons uit die dood. Kom groot geneesheer en heel ons wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer ons sonde. Verwarm ons harte met u liefdesvlam. Kom ons koning, kom sit op die troon van ons harte en regeer ons lewens. Want u alleen is ons koning en ons Heer. Amen. Kom ons staan vir ons toetrede lied waarna julle kan bly staan. Ek sal jou nooit verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper.
Ek ken geen vrees nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen. Geliefdes, vanoggend kom die wil van God uit Galasiërs 5 vers 13 tot 26. Julle broers en susters, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op, dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en alle dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het.
Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Terwyl ons net so bly sit, kom ons hoor 'n gebed, 'n 19de eeuse gebed van John Bailey. Here God, in U oneindige wese lê al die skatte van wysheid en waarheid en heiligheid opgesluit. Laat die vrug van U Christelike karakter deur ons voortdurende gemeenskap met U in ons siele vorm aanneem. Ons bid vir die gawe van 'n dankbare en tevrede hart. Die gawe om geduldig op U vrede te wag en U onmiddellik te gehoorsaam as U ons roep. Die gawe om moedig deur lyding of gevaar te gaan. Die gawe om swaar kry te verduur, omdat ons vir Christus lewe. Die gawe om onbevrees op te staan vir wat reg is. Die gawe om waaksaamheid, sodat ons nie in versoeking kom nie. Die gawe van selfdissipline. Die gawe van eerlikheid ten alle koste. Die gawe om ander te behandel soos ons behandel wil word. Die gawe van sagmoedigheid, sodat ons ander nie te vinnig sal oordeel nie. Die gawe van beheersheid, sodat ons nie te vinnig sal praat nie. Die gawe van vergifnis teenoor almal wat ons veronreg het. Die gawe van begrip vir hulle wat swakker is. Die gawe om met volharding te verlang dat U hierdie gebed van ons sal verhoor. Amen. Ons kry Sondag vir Sondag die geleentheid om die wil van God te hoor. Ons hoor dit uit verskillende plekke in die Bybel. Ons hoor dit soms op die tradisionele manier uit die 10 gebooie. Ons hoor dit soms uit die Nuwe Testament, uit tekste soos Galasiërs of Efesiërs, of uit Jesus se woorde self as hy aan die skrifgeleerde die vraag antwoord. Maar wat is die grootste gebod? En dan hoor ons die woorde nie net met ons kop nie, maar met ons hart en met ons gewete. En ons kry die geleentheid om ons lewe daaraan te meet. En dan is daar 'n plek in die erediens waar ons ons skuld kan bely. Want elkeen van ons het skuld. Ons kry die geleentheid om voor God te sê dat ons nie altyd voldoen aan hierdie vereistes nie, dat ons in ons daaglikse lewe soms swik en val. Dat ons nie die liefdesgebod of die vrug van die Gees of die gebooie
stip nakom nie. Want ons is gebroke mense. En dan bely ons met 'n stuk eerlikheid, 'n stuk naaktheid voor God, ons skuld, ons tekortkominge, met 'n lied of met 'n gebed of met woorde. En dis gewoonlik die gedeelte in die erediens waar ons sit en sing, sit en bid. Dis nie 'n tyd waar ons uitbundig sing nie. Dis dalk 'n stiller tyd, 'n lied wat dalk 'n bietjie trek, 'n bietjie sagter gesing word. En dis ook goed so. Dis 'n tyd in die erediens waar ons tot inkeer kom. En dis ook goed so. 'n Erediens is 'n klein uitbeelding van die liturgie van die lewe. So moet ons dag ook wees, so moet ons lewe ook wees. Tye van lof, tye van staan, tye van uitbundigheid, tye van dankbaarheid, tye van toetrede, tye van gebed, maar ook tye van inkeer, tye van stilte, tye van sagter en stadiger sing. Pieter speel hierdie liedere ook stadiger. Dis nie omdat ons trek of omdat hy moeg is nie. Dis omdat hierdie plek, die skuldbelydenisplek, juis 'n tyd is waar ek en God, jy en God 'n gesprek voer, 'n inkeer, 'n verootmoediging, 'n skuldbelydenis gesprek voer. Kom ons doen dit dan ook nou. Kom ons bely ons skuld deur net so te bly sit en Gesang 2, 3, 5 te sing. En dan, as ons ons skuld bely, hoor ons daarmee saam dat God 'n God van genade is.
Dat hy ons skuldbelydenisse hoor en daarop antwoord met genade. Kom ons bely dan nou ons geloof hardop in hierdie God van genade. Kom ons staan daarvoor, ons sê die geloofsbelydenis saam met die kerk van alle eeue en die kerk reg oor die wêreld. Daarna kan julle bly staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing hartlik saam. Ons lees vanoggend 'n baie bekende gedeelte uit Matteus 6 vers 25 tot 34. Ons lees dit uit die 1983 vertaling. Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle,
Selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dit is die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat die woorde hoor, maar meer gelukkig is die wat daar volgens lewe. Ek het hierdie week weer die voorreg gehad om saam met kleintjies in 'n sandput te speel. Ek kon nie help om te glimlag toe ek sien hoe hierdie babietjies probeer om die fyn sandkorrels in hulle hande vas te hou nie. Hulle kon net nie verstaan dat hoe groter handvol sand hulle probeer vashou, hoe leer hulle handjies op die ou einde was nie. Want dis die aard van sand. Hoe meer en hoe harder jy probeer vashou, hoe vinniger gly dit uit jou hande uit. Wanneer laas het jy droë sand probeer vashou? Hoe meer jy probeer vashou en hoe stywer jy dit vasdruk, hoe minder korreltjies is op die ou einde in jou hand. Net so is dit met bekommernisse. Hoe meer jy probeer vashou en hoe stywer jy dit probeer vasdruk, hoe leer is jou hand op die ou einde. Leeg van die troos, leeg van die hoop, leeg van die vrede en leeg van die vreugde wat God vir jou in sy woord beloof. Soos in die woorde wat ons nou van Jesus in Matteus 6 gelees het. Die mense aan wie Jesus hierdie woorde rig, was nie vreemdelinge vir bekommernisse nie. Hulle het in 'n tyd van regtige swaar onderdrukking onder die Romeinse ryk geleef. Armoede, swaar kry en onsekerhede was deel van hulle daaglikse lewe. Werk was skaars, kos was dikwels min, en die las van belasting en die lewe as 'n tweede of derde rangse burger in hulle land was of het die lewe dikwels moeilik gemaak. Wanneer Jesus dus sê, moenie julleself bekommer nie, was dit nie net 'n algemene lukrake opmerking nie, maar 'n gerigte uitnodiging om op God te vertrou, selfs in die moeilikste van omstandighede. Dit sou nie op dowe ore geval het nie, en dit was nie 'n maklike iets om te doen nie. Net soos wat dit nie vir ons 'n maklike iets is om te doen nie. So Jesus nooi hulle uit, en vir ons, na 'n ander manier van leef toe. Weg van die leë hande waarmee bekommernisse ons laat, na hande wat gevul is met vertroue. Hy begin met die woorde, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor kos of klere nie. Hierdie woorde nooi ons uit om op te hou gryp na die sand van bekommernis wat ons hande so leeg laat. En eerder toe te laat dat God iets van waarde in ons hande plaas. Vertroue in sy voorsiening en sy sorg. Die oorspronklike Griekse woord wat Jesus gebruik vir bekommer is merimnao, wat beteken om verdeel te wees in jou denke.
wanneer ons probeer om al ons bekommernisse in ons hande vas te hou, verdeel dit ons aandag en ons energie in verskillende rigtings. Net soos om te gryp na sand, sand wat al ewig deur ons vingers glip, ons besig hou met 'n sinnelose aktiwiteit. Jesus kies dan die beeld van wilde voëls. In Jesus se tyd was voëls 'n onbelangrike iets, 'n onbenullige ding. Maar hy gebruik hierdie beeld om te wys dat as God selfs iets so kleins en vir iets so onbenullig sorg, hoeveel meer sal hy nie vir sy kinders sorg nie. Jesus was altyd slim met treffende beelde. En dan vra Jesus die vraag: trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? Dis soos om te probeer om jou lewe te verleng deur nog meer sand in jou hande vas te vat. Hoe meer jy probeer, hoe minder bly oor. Die Griekse woord wat hier gebruik word is peges, wat vreemd vertaal word met uur, maar wat eintlik verwys na 'n antieke maateenheid wat met L vertaal word en wat die lengte van jou voorarm is. So, hier staan eintlik dat deur te bekommer, kan jy nie eers jou lewe verleng met die stukkie so lank soos jou elmboog tot die punt van jou middelvinger nie. Dis so belaglik Jesus dit maak in hierdie gedeelte. Hy gaan voort en dan sê hy, gebruik hy die beeld van die veldlelies en Salomo. Hy sê, die rykste koning wat Israel ooit geken het, bekend vir sy pragt en vir sy praal. En tog was nie eers Salomo so mooi aangetrek, soos die lelies wat God self versier nie. Net soos die lelies eenvoudig God se voorsiening en pragt ontvang, onverdienstelik, moet ons ook leer om te ontvang en nie heeltyd daarvoor te werk skaf of dinge te probeer beheer nie, sê Jesus. Dink 'n bietjie aan die tye wat jy wakker lê. As jou hart swaar van bekommernis is en jou hande leeg van hoop is. Dis presies die oomblikke wanneer hierdie teks ons uitnooi om te besef hoe leeg bekommernisse ons laat voel. En hoeveel beter af ons is as ons sorge aan God oorgee. Want God wil ons hande vul met sy vrede en sy voorsiening. Baie van ons ken die angs van finansiële onsekerheid. Wanneer die rekeninge opstapel en die bankrekeninge leeg is. Dan raak ons hande ook leeg van hoop. Maar wat as ons bekommernisse aan God oorlaat? Wat as ons ophou vasklou aan wat ons nie kan beheer nie? As ons ophou probeer vasgryp aan sand en in plaas daarvan toelaat dat God ons hande vul met beloftes, dat hy ons sal dra. Net so weet ons hoe broos ons gesondheid is, veral na die afgelope paar jare. Ons het geliefdes verloor, self siekte ervaar en vrees het ons hande leeg gelaat. Tog herinner Jesus ons, moenie bekommer nie. Wanneer ons leë hande na God toe uitsteek, vul hy dit met sy krag om siekte te trotseer en dikwels selfs om genesing te bring. Dan is daar die seer van gebroke verhoudings. Soms probeer ons om dinge self reg te maak.
Maar vind ons steeds dat ons hande leeg is van versoening. As ons egter ophou om te probeer beheer en dit eerder aan God oorlaat, ontdek ons dikwels dat hy reeds besig is om harte te genees, hereniging te bewerk en vrede in ons hande te plaas. En dan kom Jesus by die kern van sy lering in die teks. Daar teen die berg waar hy besig is om te preek. Die kruks van die saak. Hy sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Hierdie woorde is 'n diepgaande oproep tot 'n lewe wat in lyn is met God se wil en God se doel. En nou moet ons baie mooi onthou dat die koninkryk van God is nie iets waarvoor ons kan werk nie. Dis nie iets wat ons met ons eie pogings kan bereik nie. Dit is die heerskappy van God, wat God self tot stand bring deur sy genade. Dis die koninkryk wat geopenbaar word in en deur Jesus Christus ons verlosser, wat God aan ons toeken deur geloof. Wanneer Jesus ons hier oproep om allereers die koninkryk van God te soek, of ons te beywer daarvoor, nooi hy ons uit om te erken dat God se heerskappy die finale en die absolute werklikheid is. Dat dit nie bloot 'n deeltjie van ons lewe is nie, maar dat dit die totale raamwerk is waarbinne ons lewe. Ons fokus verskuif weg van die wêreld se onsekerhede en bekommernisse af, na die soewereine God wat alreeds alles in sy hande het. Ons fokus verskuif weg van die vrese van die lewe af. Dit beteken dat ons oë afhaal van die wêreld se onsekerhede en ons ten volle wend na God se beloftes en na sy woord en na wat sy waarheid aan ons openbaar. En as ons fokus plaas op die koninkryk, vind ons dat God al die ander dinge wat ons nodig het byvoeg. Dis wat Jesus hier sê. Nie omdat ons dit verdien nie, of dit self bewerk nie, maar omdat ons 'n Vader het wat genadig is en in sy liefde voorsien. Dis die wonder van die evangelie boodskap, dat wanneer ons bekommernisse los en ons lewens aan die soewereine God oorgee, hy in sy goedheid ons hande vul met sy voorsienigheid, sy liefde en sy oorvloedige genade. Bekommernisse is soos om na sand te gryp. Jy probeer en jy probeer, maar jy eindig op met niks in jou hande nie. Maar wanneer jy na die koninkryk van God soek, wanneer jy jou leë hande uitstryk na sy geregtigheid en sy sorg toe, dan vul hy jou hande met iets wat werklik is. Iets wat konkreet is, iets wat ewigdurig is, iets wat nooit ooit wegglip of verdwyn nie. Dis wat Jesus hier sê. Goed. Dis baie mooi. Dit klink wonderlik. Ons kan hierdie teks waarskynlik uit ons kop uit opsê. Maar wat beteken dit prakties? Hoe lyk so 'n lewe prakties? Hoe lyk dit as mens die sand van bekommernis uit jou lewe laat gly?
'n lewe waar ons ophou om so narstigtelik na sand te gryp en eerder toelaat dat God ons hande vul met sy vaste beloftes van sorg en liefde. Dis 'n lewe waar ons elke dag doelbewus kies om ons bekommernisse aan God oor te gee. Dis daardie tye wanneer ons harte swaar voel, wanneer ons bekommer oor die dag wat kom of oor die toekoms, wat dit mag bring. En in plaas daarvan om aan die sand van vrees te probeer vasklou, kies ons om dit dadelik en aanhoudend aan God oor te gee. Om dit by sy voete neer te lê. Ons sê, Here, ek gee dit aan U oor. Ek vertrou dat U sal voorsien. Dat U in beheer is. Ons leer om met ons leë hande van bekommernis daagliks, gereeld, aanhoudend na God toe te kom, sodat hy dit met sy vrede kan vul. Daaglikse oorgawe. Dis hoe ons dit doen. Dis ook 'n lewe wat in die hede geleef word. Ons besluit om ons gedagtes nie oor môre se probleme te laat draai nie. Ons leef in die oomblik. En ons waardeer die seëninge wat God vandag gee. Ons geniet die klein vreugdes, die glimlag van 'n kind, die sonsopkoms, die gesondheid wat ons wel het, die gemeente wat ons het. En ons erken dat hierdie oomblikke geskenke is van God wat vir ons sorg. Ons probeer nie die sand van môre in ons hande vashou nie. Ons geniet die genade van vandag. Dis ook 'n lewe van dankbaarheid. Ons begin elke dag met 'n hart vol van danksegging in plaas van bekommernis. Wanneer ons voel dat ons hande weer na daardie sand van vrees begin gryp, stop ons. En ons herinner onsself aan wat God al vir ons gedoen het. Ons sê dankie Here, dat U daardie keer ons gedra het. Dankie dat U voorsien het. Dankie dat U altyd by my is. Ons hande word vol van vertroue, want ons weet dat dieselfde God wat gister vir ons gesorg het, vandag en môre dit ook weer sal doen. Dis ook 'n lewe van goeie beplanning, sonder om beheer oor ons lewe af te dwing. Ons weet dat ons verantwoordelik moet wees. Ons werk hard, ons maak planne vir die toekoms, maar ons laat nie toe dat die vrees in ons besluite oorneem nie. Ons beplan, maar ons hou ons hande oop vir God om sy wil te laat geskied. Ons raak nie meer verlam deur vrees nie, deur bekommernis nie, want ons weet dat hy ons sal lei. En wanneer dit kom by verhoudings, hou ons op om te probeer beheer uitoefen. Ons gee ons geliefdes aan God oor. Ons bid vir hulle en ons vertrou dat hy in hulle lewens sal werk. Ons hande word vol van liefde en genade verander, want ons weet dat dieselfde God wat ons vashou, ook vir hulle sorg. Dis ook 'n lewe van diens. Omdat ons nie meer die heeltyd gryp na bekommernisse nie, kan ons hande gebruik om ander te dien. Ons deel ons tyd, ons talente en ons hulpbronne, wat ons weet dat God vir ons genoegsaam voorsien. Ons werk saam met hom en vertrou dat hy ons altyd sal gee wat ons nodig het, om sy wil daar buite te doen.
En uiteindelik is dit 'n lewe van vrede te midde van onsekerheid. Selfs wanneer die wêreld om ons skud. En dit gaan altyd so wees. Ervaar ons 'n stuk vrede wat ons verstand te bowe gaan. Omdat ons hande van sand leeggemaak is, het God dit gevul met die vaste rots van sy beloftes. Ons weet vas en seker dat hy ons nooit sal los nie. Mag ons hierdie soort lewe kies. En elke dag ons leë hande van bekommernis oopmaak, sodat God dit kan vul met sy vrede, voorsiening en liefde. Mag ons in elke oomblik van onsekerheid die moed hê om die sand van vrees te laat weggly en eerder na die rots van getrouheid te gryp. Wanneer ons met vol hande van vertroue leef, ontdek ons die ware vreugde en vrede van God en sy voorsienigheid. Mag ons leer dat daardie vol hande, of althans leë hande, daardie sand van bekommernis uit ons hande sal vloei. En dat ons eerder ons hande sal vul met vertroue in God. Want wanneer ons op hom vertrou, vul hy ons met alles wat ons nodig het. Iets wat nie kan wegglip nie, maar wat werklik en wat blywend is. Mag ons hande vol word van geloof. Uitgestrek na die wêreld wat so desperaat op soek is na hoop en sekerheid wat slegs in God te vind is. Want as ons ophou om te gryp na sand en eerder met vol hande leef, sal ons die ware vreugde en vrede van God se voorsienigheid ervaar. Geliefdes, mag dit van elkeen van ons waar wees. Amen. Kom ons doen elkeen nou 'n stil gebed, waarin ons met oop hande voor God sit, vry van bekommernis, gereed om gevul te word met die beloftes van sy woord. Vra hom nou om jou hiermee te help. Kom ons bid. Soewereine God wat alles in sy hand hou. Help ons om die sand van bekommernis uit ons hande te laat gly. Help ons om
op te hou, so narstigtelik daarna te gryp. Gee dat ons hande gewillig na U toe uitstrek, sodat U dit kan vul met U beloftes van voorsiening, van sorg, van liefde en van genade. Mag dit so wees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons slotlied waarna julle kan bly staan. Ek sal jou nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen. Geliefdes, net enkele afkondigings. Ons hou skoolvakansie, so alles rus. Van die teeskinkers tot die kategese, tot die Bybelstudie, tot alles. So daar is ongelukkig niks vir julle in die saal nie. Behalwe ek gaan daar wees. So as julle met my wil gesels, dan is my vriendelike gesig daar. En
Die Sakabuka dames het hondespeelgoed vir julle gemaak. So as julle woefers by die huis het, wat hou van speel, daar is gratis hondespeelgoed in die saal. Hulle het so baie gemaak, en dat ons nie 'n afsetgebied het nie. So julle is welkom om 'n draai by Marley te maak in die saal en 'n paar hondespeelgoed te maak. My honde speel presies 3 keer daarmee, dan is dit in stukke, maar dit is net omdat hulle woeste tande het. Dalk sal julle honde langer daarmee speel, maar daar is lekker baie. So kom haal asseblief vir julle hondespeelgoed by Marley in die saal, en as daar enige nuwe lidmate of besoekers is, by die volgende treetafel net deur hierdie deure is daar vir julle ook 'n geskenkie, en kom meld asseblief aan. Kom sê vir ons wie julle is, sodat ons julle ook kan kontak. So julle is ook welkom. Die res van julle kan kom kuier. Daar is ongelukkig vir julle nie 'n beker nie. Maar julle is welkom om ook daar te kom staan. Verder gaan my Bybelstudie wel aan môre aand, 7:15 as julle aanlyn wil inskakel, maar Hannes se Bybelstudie is stop. Ons is agter, so ons wil inhaal, so ons gaan voort. Die van julle wat betrokke is daar, maar alles anders is klaar. Die kantoor is wel oop maandag, Arme Justine gaan hier sit, maar almal anders is op verlof. Die van julle wat rus môre, julle moet dit geniet. Justine sal hier wees om die wat bel, se oproepe te antwoord, wel gerus, gesels met hom. Dan dink ons aan ons siekes, ons het steeds 'n paar lidmate wat in die hospitaal is, wat by die huis aansterk, en wat maar siek is, so kyk gerus in die hartklop na daardie lys, hou hulle in julle gebede asseblief. Indien julle nie die hartklop ontvang weekliks nie, is julle nie op ons e-poslys nie, as julle hom nie telefonies ontvang nie, as julle nie op ons WhatsApp groepe nie, praat asseblief met Pieter oor die WhatsApp groepe, praat met my oor die e-poslys, ons wil julle graag op daardie maniere bereik, so kom sê asseblief vir ons, as ons julle kan byvoeg daar. Dan het dink ek geen ander afkondigings nie, behalwe dat julle 'n wonderlike week moet hê. Baie dankie vir julle volgehoue offergawes en deurkollektes en al die maniere waarop julle bydra wat maak dat ons dienswerk kan voortsit. Julle moet 'n wonderlike week hê, ons sien mekaar weer volgende week, gaan in vrede.